Goeiemôre aan almal van julle. Vandag is Sondag, die 13de April. En hulle beweer nou vandag is dit Palm Sondag. Nou, ek is nou nie so heeltemal ingelig nie, maar ek het so 'n bietjie vanmôre deur die woord gegaan en uitgevind wat het gebeur die week voor Jesus gekruisig is en hoe die hele ritme daarmee volg. Jy sal dit baie interessant vind, julle ouens wat nou van die Bybelgeskiedenis hou, gaan doen 'n bietjie julle huiswerk, dan gaan lees jy nou in Matteus 21. Ek gaan vir julle so 'n bietjie stuk vir stuk vat op die Sondag, wat het die Maandag gebeur, wat het die Dinsdag gebeur, wat het die Woensdag, die Donderdag en tot en met die Vrydag, wat dan die groot dag was waar Jesus gehang het op die kruis. Nou, voor ons dit doen, kom ons gaan hier stil word en dan gaan ons ook nagmaal deurwerk, want in hierdie proses van hierdie week het Jesus nagmaal gehou. Ek bedoel, dis wat die eerste keer ooit nagmaal gehou is, wat hy in opdrag van sy disippels gesê het, gaan berei dit voor vir my, en hulle het dit voorberei in die nag voordat hy verraai is. Nou ja, ek gaan vir julle vra om gou saam met my te bid, en kom ons vra die Here om ons te lei. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord, dankie dat ons vandag nog steeds vars kan lees oor wat U gedoen het aan daai kruis. Here, hierdie week is so 'n belangrike week in ons geskiedenis, dat ons net weer kan terugkom na, wat het U gedoen om die mensdom te kom red? Wat het U gedoen om die mens te kom versoen met ons Hemelse Vader? Here, U was goed vir ons. U het U seun gestuur as 'n lam, as 'n offer, 'n volmaakte offer, vir eens, vir ewig, vir altyd, vir almal, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar gered kan word. Baie dankie daarvoor. Here, help my in hierdie woord vanmôre, om dit so oor te dra, sodat elke persoon kan weet. Ek loof en prys U naam. Amen. Nou ja, ek hoop jy het jou nagmaal daar gereed by jou. Ek en Leonora sit hier in die kantoor, en ek het hierdie interessante deeltjie het ek bietjie gelees, en ek hoop jy kan dit saam met my deurgaan. Ek het 'n kort opsomming gemaak. So, hulle noem nou vandag Palm Sondag. Baie mense het al daarvan gehoor, maar ek gaan net vir jou 'n stukkie lees, en jy gaan dit nou baie interessant vind. Ek gaan vir jou lees uit Matteus 21. Uit Matteus 21. En terwyl hulle by Jerusalem gekom het, aan die Olyfberg, stuur Jesus 2 disippels en sê vir hom, gaan na die dorp reg voor julle sal 'n eselin vind, eselin, en julle moet dadelik die eselin vind wat vasgemaak is. En die vul was by haar, maar maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy julle stuur. En dit het alles gebeur, sodat dit vervul kan word, wat die woord van die profeet gespreek het. Dis nou die Sondag. Hy sê vir die dogter aan Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n padboer. Interessant, die Bybel praat daar van 'n vul wat nog nooit opgery is nie. Weet julle wat vir my so interessant? Dat Jesus weet van elke perd wat ingebreek is, en elke eselin wat ook ingebreek is en nie ingebreek is nie. God is 'n God van detail, is dit nie wonderlik nie? En die disippels het gegaan en hulle het gedoen soos Jesus hulle beveel het. En hulle het 'n esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê. Is dit nie pragtig nie? Hulle klere het hulle op die esels gesit en hy het daarop gaan sit. Dit was 'n baie diep simboliese ding hierdie. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad gegooi, terwyl Jesus nou hier deur die oospoort gegaan het, né? En hulle takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. Dis waar Palm Sondag vandaan gekom. En die skare wat voorgeloop het, wat hulle gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hier voorspel hulle, hier profeteer hulle. Dis hy wat kom. Al die ander mense het nie 'n idee gehad waarvan hulle praat het nie, maar die mense het dit aangekondig soos wat die profete dit moes geprofeteer het. En terwyl hy in Jerusalem ingekom het, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Dis die mense wat op 'n ander bladsy is. Ek vind dit deesdae ook. Dis so interessant, ek en Leonora praat nou die dag, dat is baie mense wat weet, maar is baie mense wat nie weet nie. Nou die dag het iemand in New York in die straat gestaan en gesê, weet jy van Jesus, weet jy van Jesus? En baie mense het gesê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Nou ja, ons is so bevoorreg dat ons van Jesus weet, dat ons vier hierdie week, hierdie belangrike week. Nou die eerste ene is, hulle vra, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus,
die profeet van Nazareth in Galilea. En toe, die volgende dag, hier sê, die maandag, toe Jesus, die volgende dag het hy in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel was, wat gekoop het en verkoop het, het hy uitgejaag. En die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. Baie interessant, né? En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspilonk, het julle dit gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom toe gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Baie mense vergeet hierdie gedeeltjie, né? Hulle onthou net Jesus het kwaad geword, hy het 'n sweep gemaak en hy het hulle geslaan, die tafels omgegooi. Maar hier kom hy het daar mense gesond gemaak, krepeles en blindes. En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, het die kinders wat in die tempel uitgeroep het en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, want hulle was verontwaardig. En hulle sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord, ja, hulle het nooit gelees nie, uit die mond van die kinders en die suigelinge, dat u vir u lof berei het. En hy het hulle verlaat en het die stad gegaan en na Betanië toe gegaan. Nou ja, die volgende dag, vroeg die môre, het hy honger gehad. Nou ja, dit was die volgende dag, nadat hy die tempel gegaan het. Ek gaan dit sommer so vinnig vir julle deurgaan. Jesus het in die tempel gepreek die laaste keer. Die Vader stuur 'n uitnodiging vir almal om na Jesus se kruis toe te kom. Die Woensdag, hier kom Judas en hy verraai vir Jesus. Ek gaan dit net vinnig deurgaan want ons tyd is 'n bietjie beperk. Judas het Jesus verraai. Vader, wag op die reaksie van die mense. Kyk wat gebeur die mense, julle weet wat het gebeur. Die donderdag, Jesus offer sy liggaam en bloed op. Ek gaan dit vanmôre saam met julle doen, gaan ons dit doen as 'n simbool. Jesus sê, dit is my brood, dit is my liggaam. Die donderdag aand, hy sê op die laaste avond vir almal. Daarna gaan hy die Olyfberg toe. Onthou julle, nadat hy het gedoen het, gaan hy Olyfberg toe en hy gaan bid. En Petrus verraai vir Jesus. Die Vrydag gaan Jesus in Getsemane in. Jesus bid sy beker. Hy praat, mag hierdie beker by my verbykom. Jesus sterf uiteindelik aan die kruis. Vader, aanvaar sy offer. Is dit nie fantasties nie? Jesus se volmaakte offer vir almal wat siek is, vir almal wat verlore is. Elkeen wat in hom glo, van daai oomblik af, het hulle die mag nie meer om slaaf te wees nie, maar om kind van God genoem te word. Ek sê dit vir julle baie vinnig, maar ek wil hê julle met hierdie hele ding gaan. Ek sal elke dag se gedeelte hierdie week, sal ek saam met julle gedeeld gaan. Vandag is Palm Sondag. Saterdag, wat gebeur is, Jesus neem die heiliges nadat hy gesterf het. Onthou julle toe hy gesterf het, ek wil dit gou vir julle lees. Ek wonder of julle dit kan onthou. Nadat Jesus gesterf het, baie interessant, ek gaan dit gou vir julle 'n bietjie lees. Hierso, in Matteus 27, daarop het Jesus met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. Het julle geweet, kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo na onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan en aan Vader verskyn. Ons vergeet daai gedeelte, né? Dit is pragtig. En dan die volgende dag, die Sondag, staan Jesus uit die graf uit op. Onthou julle, Maria en Maria Magdalena gaan na die graf toe, ontmoet die engel, hy die klip in die pad het gerol en hy sê vir hulle, julle moet na Galilea toe gaan, want Jesus gaan daar aan julle en aan die disippels verskyn. Glory, halleluja. Hy het die graf, die duiwel, die Satan, hy het alles oorwin. Waar het begin? Dit begin by sy keuse. Vader het hom gestuur en gesê, gaan red my mense, sodat elkeen wat in jou glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis kortliks dit opgesom het wat in daai week gebeur het. Nou ja, vandag is Palm Sondag. Ons sê dankie vir Jesus, dat hy deurgedruk het, dat hy op daai donkie geklim het, dat hy gegaan het, die aankondiging is gemaak, en gesê, hier kom hy, die verlosser van die wêreld. Die ander mensdom het nie geweet waarvan hulle gepraat het nie. Maar ons weet vandag, ons koning leef, hy het die duiwel, hy het die hel, hy het die kruis, hy het die siekte, hy het die dood, hy het alles oorwin. Vanoggend gaan ons nagmaal hou,
Ons gaan 'n stukkie brood vat en ons gaan dit breek en ons gaan dankie sê vir Jesus dat hy dit gedoen het. Dankie Jesus dat u tot die dood toe het u aan my gedink, aan Leonora gedink en aan almal gedink. Omdat u ons lief gehad het. Ek wil u vanmôre vat saam met my hierdie nagmaal. Ons gaan volgende week Sondag ook nagmaal hou as die Here ons spaar en ook dankie sê. Maar kom ons wy hierdie week in om te sê dankie vir dit wat Jesus besluit het, deurgedruk het tot die einde toe vir my en vir jou. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. En dan die nagmaal, wyn. Jesus het gekom en hy het gesê, dis my liggaam, eer dit. En toe sê hy, dit is my bloed, wat julle was en reinig van alle sonde. Het ons dit verdien? Verseker nie. Maar die genade wat Jesus gedoen het om die volmaakte offer te word, sodat die voorhangsel kan skeur. En God sê, dit was volbring, dit was genoeg. Vanmôre drink ons dit en sê, dankie Here. Dankie vir wat u gedoen het. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Here, onse God, onse hemelse Vader, dankie dat u Jesus gestuur het. Die wêreld kon homself nie red nie. Maar Here, u het u lam gestuur, Jesus Christus, om ons te kom red. Here, u het ons kom red van die hel, want ons kon onsself nie red nie. Dankie Jesus dat u gekom het. Dankie dat u die Heilige Gees vir ons gegee het, sodat elkeen wat in u kan glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie dat ons die ewige lewe kan hê, nie uit verdienste uit nie, maar genade wat Vader ons gegee het deur Jesus. Daarom is ons dan nie meer slawe nie, maar ons is nou kinders. En omdat ons kinders is ons mede-erfgename deur Jesus Christus. Dankie Here. Ons kan net dankie sê. Here, help ons dat ons hierdie week gunsbewus, Christusbewus, opstandingsbewus kan wees. Help ons Here. Ons loof en prys u naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike geseënde week hê. Weet dat Jesus jou baie lief het en onthou, jou beste is nog verseker op pad. Totsiens tot 'n volgende keer.